lewende Here, ons staan in afwagting op u woord, soos wat u ons nog nooit teleurgestel het nie. Vir myself en ek dink vir almal hierso, is dit nog altyd 'n ervaring om met u woord besig te wees, Here, en om die transformerende krag in ons eie lewens te beleef en te voel hoe u met ons werk en in ons en met ons praat en hoe ons worstel met hierdie gedagtes. En ek bid dat hierdie 4 weke 'n lekker worstel sal wees, Here. Dat ons sal diep dink oor geloof en oor onsself en ons eie lewens, oor u heiligheid en u oproep na ons toe om saam met u te wees en om saam met u deur hierdie lewe te wandel. Ja, so lei ons asseblief. En ek wil soos ouer gewoonte wil ek ook vra, Here, in die begin van hierdie aand, ons het almal lekker rowwe dae gehad, lekker besig aan die gang en hard gewerk by die werk en toe nog kinders in die bed gesit of kos gegee en gevoer en allerlei goed en so ons het baie van ons het dit net gemaak tot vanaand tot hierso. En ons wil vir u vra, maak ons harte rustig en kalm en laat ons net so 'n bietjie vir 'n paar oomblikke vergeet van die worries wat ons net nou mee ingestap het en gee vir ons die belewenis dat dit net ons en u is vir hierdie paar oomblikke op hierdie Woensdag aand. Lei ons asseblief vanaand, Here, waar daar vanaand enigstens hartseer is, bring vertroosting, waar onsekerheid is, bring u self as 'n anker vir ons, waar onrustigheid is, bring vrede, bring vir ons kalmte en veral opgewondenheid oor u woord, oor u wil vir ons lewens en oor die liefde vir ons. Ons bid dit alles in Jesus se naam en almal sê amen. Right. As dit vir julle lyk of ek 'n bietjie koffie uitgemors het op my hemp, ek het. Dit was vanoggend vroeg, nie 'n goeie begin gehad vandag nie. En nog nie by die huis gewees nie, so ekskuus. Ek kon nie iets daaraan doen nie. So, in elk geval, nou kan julle op my hemp kyk vir die res van die aand. So, kom maar, die van julle wat vir die eerste keer hier is, ons ek het vanaand 'n paar PowerPoint slides en Levitikus is 'n bietjie anders as die ander boeke in die sin van jy kan dit nie vers vir vers deurgaan nie. Ons gaan dood neerslaan eerste aand as jy dit doen. So ons het dit mooi in kategorieë opgedeel en ons gaan mooi jy moet Levitikus in 'n voelvlug oorsig na kyk. Dis alhoewel vir jou gaan sin maak, anders gaan ons vashak by hoofstuk 3 aan die einde van die 4de week en ons gaan nog nêrens wees nie. So ons gaan uiteraard in die teks kyk en gewoonlik is dit die groot ding. So hou die Bybels by ons oop op ons skote of op die tafels voor ons en ons gesels so 'n bietjie daardeur. Kom ek begin nog net so 'n bietjie by net om vir my om te hoor waar's julle met die boek en so aan. As jy in die boek Levitikus dink, waaraan dink jy? Baie van julle weet ek al, het vir my gesê die Bybel al van voor af probeer lees en daai leesproses het opgehou iewers in die middel van Levitikus. Of net na die tyd het iemand besluit kan nie meer nie. So draai net gaan na mekaar toe, gesels met mekaar as jy dink aan Levitikus, waaraan dink jy? Miskien is dit vir party van julle nie so 'n groot uitdaging nie, maar dalk vir ander van julle is dit. So gesels net so 'n bietjie as jy dink aan Levitikus, al sê net vir mekaar, okay, ek het hom nog nooit gelees nie, nog eens gedink aan hom nie, dan is dit ook okay. Maar kom ons draai net na mekaar toe. Ek wil net graag hoor waar julle is daarmee voordat ons vanaand wegtrek. Right, net so 'n minuut of 2. Goed, help my gou 'n bietjie. Wat het julle vir mekaar gesê? Hoe gesels julle daaroor? As julle aan Levitikus dink of aan dink wat julle al gelees het of gehoor het, dalk preker uitgehoor of iets, wat dink julle? Wat hoor julle? Baie wette. Wat julle gesê ook, nee. Klomp wette, klomp reëls. Julle ook, Wian en wie het iets anders gesê? Yes. Great. Lekker devotions, lekker stilte tyd, nee. Ja, nee, as jy nou regtig wil revive jou verhouding met die Here, man, dan voel jy so warm in jou hart na jy gelees het. Nee, ek weet dit is so. Dalk nog iemand wat iets anders gesê het? Yes. Ja, die heiligheid. Yes, het jou hand opgehaal, ja. Okay. Is jy Christen? Ja. Okay. Ja, dit is meer relevant en dis al ou reëls. Hoe werk dit, né? So dit is ek dink ons het baie as 'n mens dele van Exodus lees, is dit eintlik dieselfde, né? Alhoewel jy Exodus die eerste 25 hoofstukke is exciting, is in Egipte en is drama en is met movie material, weet en dan kom jy daar uit en so en dan slaat jy hoofstuk 25 bou van die tabernakel, dan raak jy oë so glaserig en as jy nie seker waar ons nou nie. En dan gaan dit vir 25 hoofstukke, so of ten minste tot die einde van hoofstuk 40.
wanneer ons klaarmaak. Okay, so kom ons kyk nou wat ons in die Nuwe Testament kry. 1 Petrus 1:19 sê vir ons, of 14 tot 15 eintlik, wees heilig want God is heilig. So as Petrus daai woorde in die Nuwe Testament gebruik, as ons sekere dinge in die Nuwe Testament sien, van julle die woord heilig genoem, dis inderdaad heeltemal waar, is een van die sentrale temas in Levitikus. En jy hoor wat Jesus sê oor heiligheid en wat Paulus sê en wat Petrus en Jakobus sê oor heilige lewens, dan is Levitikus die agtergrond, die wet, die eerste 5 boeke van Moses, van Genesis tot Deuteronomium, is die hart van die Ou Testament. Dis die Torah, né? En van hulle is Levitikus die hart. Die Levitikus is die Joodse wet. Hierdie Jode het volgens baie streng wette geleef. Hierdie het ook gedien as hulle landswette, want hulle het in 'n teokrasie geleef, né? Met ander woorde wat God regeer direk. En nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n interessante ding. As ons die Nuwe Testament lees en ons hoor Jesus praat van, ek wil Paulus sê in Efesiërs 1:4, voor die fondasie van die aarde geskep is, het hy ons geroep om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou dis Levitikus taal wat hy gebruik. As Petrus daarvan praat, dan praat hy van Levitikus. Met ander woorde, ons het nie 'n mooi begrip van wat bedoel word in die Nuwe Testament met heiligheid nie. Ons vul dit met ons eie woorde van ons eie kultuur. En eintlik is die woord heilig nie so 'n great woord nie, want eintlik dink ons, as ons dink aan heilige mense, dink jy eintlik aan skynheilige mense. Is dit nie so nie? Jy dink altyd met mense wat jy weet half moet 'n sekere manier aantrek en neus in die lug loop en jy weet hulle kyk so half neer op jou en hulle voel hulle is heilig en jy's nie, jy weet, daai tipe van ding. Maar heilig is eintlik 'n baie mooi woord. Heilig is die woord wat God opsom. Maar ons loop onsself vooruit. Ons gaan nou by dit kom. Kom ons kyk net gou, as julle nou almal by Levitikus 1 oop het, kyk net blaai net een bladsy terug na die einde van Eksodus toe. Ek wil net gou ons moet daar gou lees. Einde van Eksodus. Eksodus 40. Julle weet nou waar Eksodus is, né? Dis net voor Levitikus nou, né? Ek maak net seker, ek hoor en ek sien nie veel excitement nie, so ek check net. So hoofstuk Eksodus 40 vers 34, die laaste paragraaf hier. Vers 34, net daar staan: 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Nou stop net gou daar, onthou nou wat nou gebeur in Eksodus. Die Here het met hulle gereis uit Egipte uit en vir hulle gesê, ek gaan myself tuis maak in julle midde. En dan, soos ek net gesê het, van hoofstuk 25 af gee hy die voorskrifte vir die bou van die tabernakel. En natuurlik, toe ons Eksodus gedoen het ons daardeur gegaan, al die materiale wat gebruik is, en die wol, en die goud, en die mirre, jy weet, die olie wat gebruik is in sekere goed, en die tipe garing wat hulle gebruik het, en die diervel wat so gesny moes word, en presies so die afmetings wat presies moet wees. En toe het ons mekaar gesê, die manier hoe God aanbid moet word, is uiteraard vir hom baie belangrik. Hy skets die skepping van die ganse kosmos in een hoofstuk in Genesis 1. In 7 dae, maar hy vat 'n hengselot hoofstukke om die plek te verduidelik, of die spasie te verduidelik waarin hy aanbid wil word. En nou sien ons in vers 34 van hoofstuk 40, 'n wolk het in die tent van die ontmoeting oordek. Wat is die tent van ontmoeting? Nou, as jy net dis die tabernakel, né? Maar in Eksodus 33 was die tabernakel nog nie daar nie. Was nog nie gebou nie. Toe was dit sommer net eers 'n tent wat buite die lare opgeslaan is. En sedert hulle die tabernakel gebou het dit die tent van ontmoeting geword. Hoekom is dit die tent van ontmoeting? Want is die plek, dis die spasie wat God vir die mens moontlik maak om saam met hom te wees. Die tabernakel is God se oplossing vir 'n goddelose spul mense moet wie hy in gemeenskap beleef. Okay, maar kom ons kyk net eers. So, die heilige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Hoor nou, Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Dis 'n bietjie counterproductive. Het julle al gedink? Hier bou hy die tabernakel. Die doel is om in die mensgemeenskap te hê. Dit word genoem die tent van ontmoeting. Maar nou is God binne en Moses is buite. Hallo, sien julle met my? Julle sien die ironie. Alright. Of tenminste die snaaksigheid daarvan. So Moses kon nie ingaan nie, die wolk was daaraan. Met ander woorde, die magtige teenwoordigheid van die Here
in die tabernakel geval. Dis weird. Okay, so terug na hoofstuk 1 toe, hou jou vinger in by hoofstuk 1, nou blaai jy na Numeri toe. Die eerste hoofstuk van Numeri, aan die einde van Levitikus. Die Here het met Moses gepraat, waar? In die tent van ontmoeting. Moses het dit gemaak. Hy's in. Né? Wat het gebeur? Levitikus het gebeur. Dit wat in Levitikus gebeur, is dit wat het vir Moses en die volk moontlik gemaak het om in die Here se teenwoordigheid in te kom. Wat is dit presies? Nou, bly jy vra. Dis waarvoor ons die 4 weke gaan besig wees met Levitikus. So wat in Levitikus gebeur is dit wat God bereid is om te doen, om mense wat hom in die rug gesteek het in Genesis 3, wat die hele skepping in verwarring en beroering gebring het, wat totale disharmonie in die wêreld ingekom het. Levitikus is wat God bereid is om te doen, om die mens deel te maak van sy gemeenskap en van community. Alright. So, wat ek nou gaan doen is, kom ons lees almal saam die eerste hoofstuk deur. Dis nie lank nie, dis 17 versies. Ons gaan die eerste hoofstuk deurlees, en dan gaan ek vir ons 'n paar gedagtes los, en dan gaan ons so 'n bietjie in breë trekke kyk, 'n oorsig oor Levitikus gee vanaand. Wat is die belangrike topics wat daar voorkom, en hoekom moet ons daarna kyk, en wat is die goed dat ons baie spesifiek by moet stil staan. Alright. So, heel eers, die hooftemas, ons 4 hooftemas in Levitikus. Die eerste is heiligheid. Die woord heilig kom 158 keer in die boek voor. Met ander woorde, dit werk uit op so min of meer 6 keer per hoofstuk, uit 27 hoofstukke. So, heiligheid is ongelooflik belangrik. Dit gaan oor 'n heilige God wat met sondige, onvolmaakte mense moet saamleef. Dis een, hoe kan die twee saamkom? 'n tweede ding is, wat beteken die woord Levitikus? Die Here het jou geroep, die Here het my geroep, né? Met ander woorde, Levitikus is die Here se roepstem, waar hy mense roep na homself toe, om in 'n verhouding met hom te staan. So, om dit te kan doen, moet daar iets plaasvind met die mens. Daar moet 'n heiligingsproses plaasvind in en met die mens, om saam met 'n heilige God te kan saamwees. En dit is min of meer die hele ding, waar die hele boek gaan. Maar God is heilig. Dit beteken die waarheid, die goedheid en die skoonheid. Baie mense sê heiligheid beteken om sondeloos te wees. Nou dit is natuurlik dis deel daarvan, maar heiligheid is nie die afwesigheid van iets nie. Dis die teenwoordigheid van iets. Die teenwoordigheid van wat? As ons sê God is heilig, wat bedoel ons? Beteken hy is die waarheid, hy is die mees reël entiteit in die kosmos. As jy wonder wat is reël in hierdie wêreld, hy is die mees ware iets, persoon wat bestaan. Die mees ware iets wat bestaan is nie 'n stuk materie nie, dis 'n immaterieel wese, 'n persoon, dis God self. Hy is waarheid, maar hy is ook goedheid, hy is goed, en hy is beautiful. Dit is die waarheid, die goedheid en die skoonheid van God. As ons praat van die heiligheid van God, hy's gans anders, hy's geheel en al uniek. Die mens was veronderstel om sy beelddraer te wees in Genesis 1 en 2. Daai het nie gewerk nie. So, wat Levitikus nodig maak, is 2 dinge. Die een Genesis 3, waar daai 3 verhoudinge gebreek het, waar die kosmos basically gebreek het, omdat ons onsself vergryp aan sonde, omdat ons onsself vergryp. Natuurlik het hier goed in Adam en Eva se lewens gebeur, maar dit vertel ook ons storie. Hulle storie vertel ook ons storie. Ons vertrou nie altyd die Here nie. En omdat ons vertroue nie in hom is nie, gryp ons na ander goed. Hoekom dink jy? Het jy al aan gedink? Hoekom het Adam en Eva na daai ek bedoel, die Here het vir hulle gesê, jy kan eet van al die goed in die tuin. Hoekom was die tuin so klein, dat hulle na by die boom, jy weet, hier's die boom, pas op, jy gaan aan die boom, jy weet, hoekom was hulle so na by die boom gewees die hele tyd? Hoekom was dit vir hulle 'n versoeking? As jy die Genesis 3 storie lees, dan sien jy, dat daar was 'n stuk wantroue gewees, die slang het vir hulle gesê, die Here regtig gesê, jy mag nie van die vrugte eet nie, nou hy lieg daar, want die Here het juist gesê, ek kan van alles eet, behalwe die een boom. Maar toe sê die slang vir hulle,
die Here is net bang julle gaan soos hy word. Met ander woorde, wat was die core ding in Adam en Eva se hart? Daar was 'n stuk wantroue eens die Here wat ingeslyp het. So die Here onthou iets goeds van ons. Ons trust hom nie meer nie. Ons vertrou die vreemde stem en hulle gaan vir die vrug omdat hulle 'n ding is, okay, kom ons vent vir onsself, elke ou vir homself. Kom ons traai hierdie. En toe hulle dit doen, toe breek dit. So dis die ene rede waarom Levitikus nodig is. Die tweede rede is, hier kom hulle uit slawerny uit. Die Here het vir hulle die wet gegee. Hulle gaan nou in Kanaan gevestig word. Wat is in Kanaan? Dis 'n klomp vreemde volke wat die Here glad nie ken nie. Hulle het baie vreemde praktyke. Hulle het weird godsdienste, multigodsdienstige wêreld. Verskriklike wrede gewoontes wat hulle het. Hulle aanbid baie snaakse gode soos Molek en goed wat hulle het kinders geoffer. Al die naburige volke van daai tyd het kinders geoffer. En die Here wil hulle vestig tussen 'n klomp mense wat nie hulle waardes het nie. En hy wil hulle bewapen en vir hulle verduidelik, hoe kan julle julleself heilig hou? Met ander woorde, hoe kan julle julleself so gedra dat julle okay gaan wees en ek gaan okay wees met julle en ons kan steeds saam met mekaar gemeenskap hê. Is julle met my sover? So, dis die twee redes waarom iets soos Levitikus ongelooflik nodig is. So, as ons kyk na, julle kan net loer daar, julle kan saam met my blaai, wil ek hier na hoofstuk 11 toe, anders gaan ek het maar sommer net vir julle lees hier so gou-gou. Hoofstuk 11 vers 44, sê die Here, ek is die Here julle God, wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enige van die kleiner diertjies wat volop voorkom in die veld nie. Ons gaan volgende week gaan ons volgende week of die week daarna gaan ons by die snaakse diertjies uitkom. Want ek is heilig. Julle goed. En dan sê die volgende vers 45, ek is die Here wat julle uit Egipte laat trek het. Hoekom? Sodat ek julle God kan wees. Maar as ek julle eienaar gaan wees en julle gaan my mens wees, as ons sal saam met mekaar wil wees, omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. So ons hoor dis waar die Nuwe Testament sy frases vandaan kry, né? As Paulus sê, en hy sê dit ook in 1 Tessalonisense 3, julle is geroep om heilig en onberispelik vir ons te wees, maar daar's 'n groot shift in die Nuwe Testament. En dis een van die redes hoekom ons Levitikus moet doen, selfs in die Nuwe Testamentiese tyd. Want as jy nie Levitikus verstaan nie, gaan jy nooit weet waar kom die gedagte van heiligheid vandaan nie. Jy gaan nooit verstaan wat beteken dat God heilig is nie. Waar kom want jy leer dit in die storie. Jy leer dit nie deur informasie te gee nie. Dit help nie ek sê vir julle, weet julle wat? God is heilig. En weet jy wat beteken heiligheid? Hy's sondeloos en hy's mooi en hy's goed en hy's waar en hy's beautiful en julle gaan dink, dis nice. Maar dit gaan nie regtig iets in jou doen nie. Wat gaan iets in jou doen? As jy deur die storie worstel en ploeter en gefrustreerd aan die ander kant uitkom, dan gaan jy verstaan wat heiligheid is en jy gaan die mees ongelooflike aanbiddingswaardering hê vir die Nuwe Testament. Want is baie waar, hierdie wette geld nie meer vandag nie. Maar wat het Jesus gesê in Matteus 5? Nie 'n Jood of 'n titel van die wet sal verval nie. Nou, hy het oordryf, hy het nie bedoel, wat ek bedoel, dis baie duidelik, Jesus is die einste een wat die punt maak en sê, julle kan hierdie goed mee hou nie, man, is julle nou stupid. So, maar, wat bedoel hy dan? Hy sê, die hart van die wet gaan nie verlore nie. Die hart van die wet het sy volle prentjie kon kry in Jesus, maar om Jesus te kan waardeer, om hom te kan volg, moet ons Levitikus ken. En jy gaan baie dankbaar wees, dat ons in die Nuwe Testamentiese tyd lewe en nie meer in die tyd van die Ou Testament. Goed, so, heiligheid in ons tyd het regtig 'n belangrike ding geword. Kom ons praat so 'n bietjie daaroor. In ons samelewing op die oomblik, ons leef in 'n geontheiligde samelewing. Wat bedoel ons daarby? Ons bedoel ons leef in 'n sekulêre omgewing waar alles wetenskaplik verklaar kan word. As jy Levitikus lees, dan sien jy dat God wil vir jou sê in jou alledaagse lewenswandel, jy moet heilig leef, nie net wanneer jy in die kerk kom nie,
nie net wanneer jy weet met wat ook al besig is nie. Jy moet dit moet 'n lewenstyl wees. In Deuteronomium in hoofstuk 6 dan sê hy, hoor Israel, julle die Here is een Here, en dan sê hy hierdie goed moet julle inskerp by julle kinders, waar? In die huis, op die pad, as jy slaap en as jy opstaan, né? Met ander woorde, om die Here te volg, om sy wet te volg, beteken die wet was die ding wat die Here vir die mense gegee het om hulle te help om in elke deel van jou lewenswandel dat hulle sekere dinge, sekere gebruike, sekere klere, sekere objekte, sekere tye spesiaal heilig. Wat beteken dit? Spesiaal maak. Sodat wanneer jy met hierdie oënskynlike alledaagse goed besig is, dan herinner God jou, dit is nie alledaags nie. Dis special. Life is special. Ons lewe nou, ons kom uit 'n era uit nog tot omtrent die 1700s waar ons in 'n enchanted wêreld geleef het. Met ander woorde 'n betowerde wêreld. Jy kan dit anders sê, in 'n tipe van 'n geheiligde wêreld, bedoelende al die mense, selfs die heidenkulture was bewus dat ons leef in 'n bonatuurlike wêreld, né? Daar's geeste, daar's engele, die gode bestaan, God bestaan, as jy monoteïs is, God bestaan. En alles, die hele wêreld is deurdrenk met hierdie spirituele kragte en magte, net soos wat baie mense in die Ou Testament het geglo het. Toe vind daar 'n geweldige revolusie plaas in tegnologie en wetenskap. Nou, dis 'n goeie revolusie. Dis iets wat ons nodig gehad het. Maar wat dit teweeggebring het is, dit het gemaak dat ons bewonder nie meer regtig 'n plantjie wat groei nie. Hoekom nie? Want ons verstaan nou wetenskaplik hoe dit werk. Is julle met my? Met ander woorde, sonder dat ons besef, het ons eintlik die idee van 'n groeiende organismetjie verontheilig, want ons sien nie meer, ek bedoel, ons weet ons is gelowiges, jy weet, ons weet die Here is iewers betrokke, maar jy fokus so op die wetenskaplike verstaan van die goed, dat jy die wonder, die misterie daarvan regtig nog, jy weet, dat ons dit mis. Jou eie lewe. Hoekom raak mense so maklik depressief vandag? Want die hele bedoeling wat die Here met Levitikus gehad het was, jy sal sien hoe belangrik die idee van lewe is in die boek Levitikus. Lewe is absoluut crucial. Trouwens, die bloed wat besprinkel word, né, aan die voet van die altaar. Bloed is 'n simbool van lewe. Nou in die Nuwe Testament, aan die kruisdood, het hy ook die betekenis gekry van dood. Maar in die Levitiese wette, die bloed was die lewe van die diere gewees. En die feit dat die bloed besprinkel moet word rondom die altaar, sê vir ons dat die altaar moet eers ontsmet word, gereinig word, dat niks wat dood is, kan in die altaar raak nie. En wat reinig die altaar? Die lewe van die bloed van 'n onskuldige dier. Die dier is wel besmet deur die ellende van sonde, maar hy het nie 'n morele, die dier pleeg nie morele sonde nie, maar hy is 'n beneficiary van die sondige wêreld waarin ons leef. Okay. Dit beteken ons het ruk terug toe ons anti-broos gedoen het, ons het revolusie gedoen en 'n klomp van hierdie goed gedoen, het ons baie gepraat oor hoe ons as gemeenskap mekaar nodig het, want wat mense raak al hoe meer unhinged, né, van hulle lewens, hulle raak al hoe meer neergedruk, hulle raak al hoe meer depressed, en 'n groot deel van die rede is, jy sien nie meer jou eie lewe as heilig nie. Jy sien nie meer jou lewe as special nie. Weet jy hoe sien die Here jou lewe? Sien jy jou lewe is? Die Here hou jou lewe so. Dis special. It's holy. Die verhouding tussen jou en hom is vir hom absoluut heilig. Dis iets om te cherish, dis iets om mooi op te pas, dis iets om mee mooi te handel en versigtig mee om te gaan. En jou lewe is dit. En Levitikus help ons om dit te verstaan. Dat jy moet nie net heilig leef omdat God heilig is nie. Jy moet ook heilig leef omdat hy die lewe geskep het en jy is deel daarvan en jy is baie meer
jou ganse bestaan is gevul met meer betekenis as wat jy ooit sal besef. Jy is 'n individu, maar ons ook saam as mensdom. So heiligheid is die een baie belangrike topik wat ons het. So kom ons lees hoofstuk 1 deur en dan kyk ons nou van die ander topics wat ook daar kom. So. Ons trek los. 1 vers 1. Die Here het vir Moses geroep en uit die tent van ontmoeting vir hom gesê, so jy kan sien steeds God is in die tent van ontmoeting, Moses is nog steeds buite, né? So die Here beveel hom van binne af na buite toe. Praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil aanbied, daai wil is baie belangrik, want daar's 'n paar offers wat heeltemal vrywillig was, en as daar ander, die 4de en die 5de offer, die sondeoffer en die skuldoffer, wat verpligtend was vanweë ons eie sondigheid. Maar dit sê vir jou dat in die heel eerste plek is hierdie eerste 3 offers, daar's 5 hoofoffers in Levitikus. En ons gaan nou net die eerste een kyk. Daar's brandoffers, graanoffers, vredeoffers, sondeoffers en skuldoffers. Dis die 5 offers en 7 feeste wat in Levitikus ingestel is. So die eerste 3 offers is offers wat jy vrywillig vir die Here gee. Dis nie iets wat hy eis nie. Jy hoef dit te doen nie. Maar as jy wil heilig leef, is dit obviously die appel wat op jou rus. So die Here sê, wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste of uit sy kleinvee. As dit 'n brandoffer is, so dis die eerste soort offer. So wat se ding is 'n brandoffer? Kom ons lees. 'n Brandoffer, as dit 'n brandoffer uit die beeste is, bied die man 'n bul aan sonder liggaamsgebrek. Hy bied dit aan by die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanneemlik sal wees. Daai aanneemlik sal wees is baie belangrik. Die frasie wat daar gebruik word is sodat dit 'n heerlike geur in die Here se neusgate sal wees. Dis letterlik wat daar staan. Dat dis 'n heerlike geur in sy neusgate. En hierdie offer wat gebring word, is nie 'n stinkrook ding wat almal laat stik nie. Vir die Here is dit 'n great geur, want dit verteenwoordig iets van die liefde van sy eie mense. Vers 4. En natuurlik, waar kry ons daai taal ook? In die Nuwe Testament. Onthou Romeine 12, 1 en 2. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Maar nou beteken dit iets anders. Wel, in hart is dit dieselfde, in konsep is dit dieselfde, maar hoe dit prakties uitspeel in die Nuwe Testament lyk heeltemal anders. Hoe gaan dit lyk? Ons gaan daarby uitkom. Ja, by the way, ons gaan natuurlik baie met die Nuwe Testament ook besig wees, want as jy nie met die Nuwe Testament besig is nie, gaan Levitikus ook nie vir jou baie betekenis hê nie, so ons gaan dit connect met tekste in die Nuwe Testament die hele tyd. Vers 4. Daarna sit hy sy hand op die offerdier se kop, sodat dit aanvaar word as versoening vir hom. Dan slag hy die bul daar in die teenwoordigheid van die Here, en die Aaronitiese priesters bring die bloed en sprinkel dit rondom teen die altaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Watter kant toe gaan die ingang? Wie weet? Watter rigting wys die ingang van die tent? Ooste. Hoekom ooste? Ons gaan nou kyk. As ek vergeet, herinner my. Vers 6. Die man slag die offerdier af en sny dit in stukke op. Die Aaronitiese priesters maak dan vuur op die altaar en sit hout op die vuur. Dan sit hulle die stukke vleis, die kop, die niervet op die hout op die altaar vuur. Die man was die binnegoed en die pote af en 'n priester verbrand alles op die altaar. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word, wat vir die Here heerlik is in sy neusgate en daar hy aanvaar dit. Met ander woorde, hoor die volgorde. Dit moet presies uitgevoer word, dan is dit vir die Here lekker. Nie presies nie, gaan lees Levitikus 10, as 2 ouens wat dit nie reg gedoen het nie, toe slat hulle dood neer. Is nie vir die Here lekker nie. Die Here is baie spesifiek hoe hy aanbid wil word. OK. Vers 10. As dit 'n offer uit die kleinvee is, 'n brandoffer uit sy skape of bokke, bied die man 'n ram aan sonder liggaamsgebrek. Hy slag die dier daarin teenwoordigheid van die Here aan die noorde kant van die altaar, en die Aaronitiese priesters sprinkel die bloed rondom teen die altaar. Dan sny die man die offerdier in stukke op
en die priester sit die stukke vleis, die kop en die niervet op die hout op die altaarvuur. Die man was die binnegoed en die pote af en die priester bring alles op die altaar en verbrand dit. Dit is die offer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Hoor hoe baie word hy frase herhaal, né? Oor en oor, gaan reg deur Levitikus so. As dit 'n brandoffer van voëls is wat iemand vir die Here wil offer, bied hy 'n tortelduif of 'n ander duif aan. Die priester bring dit op die altaar, knyp die kop af en verbrand dit op die altaar. Die bloed word eers teen die kante van die altaar uitgedruk, dan verwyder die priester die krop en die vere en gooi dit langs die altaar aan die ooste kant op die plek vir die as. En nadat hy die duif tussen die vlerke oopgeskeer het sonder om dit heeltemal middeldeur te skeer, verbrand hy dit in die vuur op die altaar. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Alright. Gory storie, né? Nou moet ek vir julle sê, ons maak of dit 'n gory storie is, maar ons almal eet vleis. Weet julle waar kom dit vandaan? Een van die interessante boekies oor Levitikus wat jy kan lees, is 'n klein boekie, julle kan hom af julle kry, is baie goeie boek. Wat deur 'n Australiese slagter geskryf is. Leviticus on the Butcher's Block. Hy sê as jy as 'n slagter na Levitikus kyk, dan maak dit heeltemal sin. En ek sal so 'n bietjie van sy insigte indra hierso, maar ons sal nog 'n bietjie daarby stil staan, maar dit is baie van die slagterspraktyke wat hier gebruik word vandag ook gebruik deur slagters. En so hulle kom met 'n baie bepaalde angle. Maar ons sal nou kyk presies wat die betekenis daarvan is. Maar so ons moet onthou, ons het dit vir mekaar gesê toe ons Exodus ook gedoen het. Party van hierdie goed klink vreeslik omvangryk, dit klink vreeslik gory, maar onthou nou waarmee is die Here besig. As ons Genesis 1 en 2 lees, wat sien ons? Was hierdie soort dinge die dinge wat die Here in gedagte gehad het toe hy die wêreld geskep het? Maar daar's teologiese debat daaroor, maar ek bedoel die obvious antwoord is nee. Nee, ek bedoel hy het die wêreld geskep in harmonie met mekaar. Niks het gevrek nie. Trouwens die mense in die tuin het nie eens vleis geëet nie. Hulle het net plante geëet, né? Dit was almal vegans geweest, of ten minste vegetarians. Dis eers toe die sonneval plaas het. Toe sit, ja, okay, eet nou maar vleis. Julle is nou almal in elk geval down the drain. So, daar het niks gesterf voor Genesis 3 nie. Dis hoe die Here dit bedoel het om te wees. Maar so Levitikus en Exodus en al hierdie boeke van die wet wys vir jou so, die Here sit die vir Adam en Eva uit die tuin uit. In watter rigting stuur hy hulle? Trick question. Ooste toe. Hy stuur hulle na die ooste toe. Nou kom die mense in die tabernakel in van die ooste af na die weste toe. So hulle kom terug in die teenwoordigheid van die Here. Maar waarmee is die Here hier besig? Onthou, toe Genesis 3 plaasvind, ons mekaar uit die paradys uitgeëet het en alles val uit mekaar het en alles kom in disharmonie. Wat moes die Here doen? Toe het alles in ons die beeld van God in ons het gebreek, né? Genesis 1:26 en 27. God het ons gemaak, man en vrou, albei man en vrou, na sy beeld. En toe gebeur Genesis 3. En toe gaan alles die mekaar. En toe sit, jy weet, die vrou sal na die man hinker, want die man gaan oor haar heers. En dit gaan, gelukkig het Jesus dit mooi kom regstel in die Nuwe Testament. Maar toe bly hulle vir die eerste keer, kom 'n klomp goed in die geskiedenis in. En wat het ook geval met die sondeval? Dis nie net my en jou morele wil nie, dis ook ons denke, ons vermoë om God waar te neem, ons vermoë om sy wil uit te voer. So wat moet die Here nou doen? Dis asof hy weer van vooraf begin met die mensdom, simbolies gesproke, as 'n klein kindjie wat bitter min verstaan, wat van vooraf opgevoed moet word. So deur die hele geskiedenis van Israel vat hy hierdie klein kindjie, die mensdom, aan sy hand en hy leer vir hulle van dag 1 af die raw, harde realiteit van die lewe van wie hulle is en van wie hy is en wat dit gaan vat vir hierdie mensdom om saam met God te kan leef, wat uiteindelik sy hoogtepunt bereik in die Nuwe Testament in Jesus.
Goed. So, dis ook interessant hier, so by the way, vers 16, die priester verwyder die krop en die vere en gooi dit langs die altaar aan die ooste kant. Ek weet ons maak nou baie van ooste kant, en tot dusver was dit fyn. Ek is nie seker of die ooste kant hier ook iets simboliseer nie, maar dit is interessant dat aan die ooste kant van die altaar in elk geval was die plek vir die as en die rubbish en die goeder, so dis weer eens, jy gooi dit daai kant toe. Hoekom word van die ander goeders, hoekom word die dier geslag aan die noorde kant van die altaar? Ons weet nie eintlik nie. Maar wat interessant is, in die Nuwe Testament, is dit Golgotha noord van Jerusalem is. So dit is interessant, as jy Johannes se taal gebruik, dat die lam van God is geslag noord van Jerusalem. Is dit waarna hier verwys? Nee, ek weet nie, maar dit is nice. Is dit nie? Is 'n nice idee om te dink. Maar ek weet nie of dit is wat hulle hier bedoel nie. Maar dit, as Johannes dit skryf, dan bedoel hy dit beslis so. So miskien moet ons maar so daarna kyk. Alright. So ons sien dat die hooftema, so hier is die eerste offer. Nou al die ander 4 offers loop presies dieselfde patroon, net met klein verskilletjies. So ons gaan nou 'n bietjie deur dit gaan. So maar kom ons lees gou 'n bietjie wat skryf wie is dit nou? Ek kan nie onthou. Dis Mark Scarlata. Hy sê die volgende. Hy sê, in some ways we might think of Leviticus as setting the stage for a new world order. Never before since the days of Eden had God dwelt with humanity on earth. But now this holy God is coming back to inaugurate a new creation, a new Eden, by making his home in the midst of his people. Dis interessant, ons gaan nog daarby uitkom volgende week en die week daarna. Baie van die taalgebruik in Levitikus is skepingstaal. So dis asof die Here die altaar, net soos wat Genesis die taal gebruik, weer tempeltaal gebruik, die kosmos is die plek waar God aanbid word, dit is sy skepping, so is die altaar is weer skepingstaal, dit gee die idee, dit verteenwoordig ook die ganse kosmos. He has come to bless them and the world with his presence. Nou, hier het dit klaar gedoen. Onthou net 'n bietjie. Die Here het klaar afgekom aarde toe in die tabernakel, né? Nou, as jy dit vergelyk met al die ander Olimpiese gode van die Grieke en die Romeine in Jesus se tyd, of al die ander godedomme in die voorafgaande godsdienste, dan sien jy dat al die ander gode het van tyd tot tyd die mense besoek. Wat hierdie storie anders maak, is God stel nie belang om sy mense te besoek nie. Hy wil onder hulle woon. Hy wil tussen hulle wees, soos wat dit was in die tuin. Dis hoe hy dit bedoel het. So, as hy die tabernakel kom, en hulle laat die tabernakel bou, en dan staan aan die einde van Eksodus, God se teenwoordigheid was in die tabernakel, beteken dit, hy het homself klaar kom tuis maak, tussen die mense. And by the way, waar dink ek kom Johannes 1:14 vandaan? Die Logos, die woord, het mens geword, en onder ons kom woon. Weet jy wat staan letterlik dan in Grieks? Die woord het mens geword en onder ons kom tabernakel. Kom tent opslaan. Dis wat daar staan. So die feit dat God, al kan hy die mense nog nie reg by mekaar uitkom nie. God is reeds hier. Hy's reeds tussen sy mense. En hy's afwagtend om te sien of die volk hom gaan ontmoet op sy terme, sodat hulle uiteindelik kan saam vorentoe leef. En so, dis wat Mark Scarlata hier so sê. He has come to bless them and the world with his presence. Leviticus marks a dawn of a new age for Israel and for all nations. Maar onthou, Israel is geroep terwille van al die ander nasies. Nie geroep vir hulle self nie, is vir al die ander nasies geroep. God has come down from heaven to dwell with his people, to bring them to his salvation, and to teach them about how to live in his holy presence. This is why Leviticus is so concerned with holiness. En dis vandag nog so, dit was toe al so, maar dis vandag in die Nuwe Testament is dit baie duidelik. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 6, ons het daar gepreek so 'n paar maande gelede, ons is die tempel van die Heilige Gees. Nou woon God onder ons deur binne ons te woon. Ons dra
die teenwoordigheid van die lewende, heilige God in ons. En dit sou nie moontlik wees as dit nie vir Jesus was, wat al die voorskrifte van Levitikus kom vervul het nie. Waar was ons nou? O ja. So, die ander hooftemas, versoening. Ons het nou eintlik al so 'n bietjie daaraan geraak, né? So met ander woorde, versoening is 'n groot tema in Levitikus. Wat beteken dit? Twee entiteite, twee partye wat in vyandskap was, is nou weer een. Hulle kan nou weer saamleef. Hulle kan nou weer vriende wees. Hulle kan nou weer saam met mekaar wees. Natuurlik versus verwydering, né? In Genesis het die Here hulle uit wat maak dat die Here die Israeliete aanvaar wanneer hulle heilig leef, wanneer hulle droog maak, dan verwyder hy homself van hulle. En ek dink nie natuurlik geheel en al nie, maar Genesis 3 en 4 is 'n goeie voorbeeld daarvan. Maar waar kry ons dit nog? Ons kan dit by hele paar plekke. Maar vat byvoorbeeld Eksodus 33, net nadat hulle daai kalf gemaak het, né? Toe Moses van die berg af kom en hierdie Israeliete hulle het nou wragtig hierdie kalf gemaak van al die juwele en die goeders en wat doen hy? Dan sê hy vir Moses, ek trek nie meer saam met julle nie. Julle moet nou maar alleen verder gaan. Dan gelukkige Moses, dankie tog vir Moses. Moses sê vir die Here, Here, I'm sorry, ek gaan nie 'n voet verder as u nie saam trek nie. En hy pleit namens die mense. En die Here sê, okay, ek sal dit doen. En dit is, jy kry gedurig hierdie spanning tussen versoening en verwydering. Versoening en verwydering. Wat in die Nuwe Testament is versoening baie meer permanent en baie meer finaal in Jesus. Maar ons sien dus dat versoening versus verwydering is 'n baie belangrike tema. En en by the way, die versoening gaan oor verhouding. Weet julle waar gaan hierdie offers? Ons het altyd net geleer hierdie offers gaan daaroor om te betaal vir ons sonde. Maar het julle enigiets van sonde opgetel in hierdie eerste offer? Niks nie. Die Here sê, as julle vir my 'n offer, nou die offer, die sondeoffers kom, né? Hulle is daar en ons kom in Hoofstuk 16 dan kom ons by die dag van versoening waar die sondeoffer absoluut sentraal staan. En ons het al die Exodus geval gehad en op die aand van die vooraand van die 10de plaag, né? Onthou julle toe hulle die lammetjies verslaak, die bloed in die kusyne smeer. Ons het daai. Maar julle gesien in die eerste 3 offers hier is daar die woord versoening word wel genoem, maar hier word nie sonde genoem nie. Dis word wel assume dat dit 'n sondaar is wat die offer aan die Here wil bring, né? En om daardie rede is dit ook nodig dat hy al die voorskrifte baie fyn en baie reg volg. Maar hierdie offers gaan oor community. Dit gaan daaroor om die goeie van die skepping en van die lewe te deel met die Skepper. Skoon my. Dit gaan met ander woorde, die offer gaan in die eerste plek, julle sal ook sien, die brandoffer is 'n totale offer wat jy gebring het as jy dankbaar was of jy bly was. Die hele offer, die hele dier is verbrand. In die ander offers dan sien jy die vet is verbrand en die niervet en die goedjies is verbrand, maar die spulletjie het die priesters geëet en die het jy teruggevat huis toe en jy kon dit gaan eet en so. En dis wat die slagter Phil Bray vir ons sê wat baie interessant is. Hy sê as jy die taal sien wat hier gebruik word en by the way, dis nie net 'n slim slagter wat nou die goed sê nie, al die kommentaar op Levitikus bevestig dieselfde. Dan jy kry die idee en hoekom is daai geur lekker vir die Here? Dis vir hom die reuk van kos. Nie omdat God honger is nie, maar maaltyd is altyd die manier hoe God homself en mense bymekaar bring. Dis 'n maaltyd waarin die een met die offer bring kan deelneem in die teenwoordigheid van die Here. Die term teenwoordigheid van die Here kom die hele tyd hier so voor. Die diere word geslag in die teenwoordigheid van die Here. Dit word verbrand in die teenwoordigheid van die Here. Die priester moet as hy sy goedjies eet met die ander offers, dan moet hy dit eet in die teenwoordigheid van die Here. En so gaan dit aan. So die versoening gaan oor verhouding, dit gaan oor maaltyd en daar's sterk Nuwe Testament parallelle. Ons gaan nog daarby uitkom net nou. Ek wil dit nou net nie vooruitloop nie.
En dan natuurlik, toewyding aan die Here. Toewyding aan die Here beteken heiliging. Met ander woorde, ek en jy moet onsself heilig. Dis 'n ander manier om te sê ons moet onsself toewy aan die Here. As ons onsself op 'n heilige manier toewy aan die Here, al is ons nog onvolmaak, maar as ons die Here se hierdie is die Here se plan B. Okay? Dis nie die beste nie. Hierdie offers verwyder nie ons sonde nie, maar dit bedek dit tydelik. Dit los nog nie goed, dit los nog nie alles op nie, maar dit maak dat die Here kan sê, okay, dis nog maar steeds crappy, maar as julle 'n verhouding met my wil wees en wil my leer ken, soos wat ek julle ken, dan moet julle hierdie verstaan van my. En as julle hierdie voorskrifte volg, dan sal dan kan ons okay wees met mekaar. En dan natuurlik die laaste enetjie is die priesters. So die leiers speel ook altyd 'n belangrike rol, want die priesters was altyd verantwoordelik vir om die mense, die volk van God gesond te hou, geestelik gesond te hou, om ook te kyk bietjie na hulle regte en so aan voor God, om hulle te begelei en hulle bietjie te coach. En natuurlik met die priesters is die mense wat voorgaan in hierdie offer, so hulle moet hulle self wy, voor die priesters enigstens offers kan bring, moet hulle 'n week lank hulle self toewy aan die Here. Die hele tyd nuwe klere aantrek en so meer. Trouwens die skrifgeleerdes wat heel wat later is ontstaan het, toe die mense begin het om die Ou Testament op skrif te sit, het 'n heiligheidstradisie gehad, dat elke keer as hulle met hulle griffeltjie begin, en hulle skryf nou maar Genesis, en hulle kom by die woord Elohim vir God, of Jahwe vir die Here, en hulle kom by die Here se naam, dan stop hulle, en hulle trek al hulle klere uit, en hulle gaan bad, trek nuwe klere aan, vat 'n nuwe griffel, en skryf die Here se naam. En dan skryf hulle verder, tot hulle weer by die Here se naam kom. Partykeer is dit 'n paar keer in een vers. Dan trek hulle uit, gaan bad, nuwe klere aan, nuwe griffel, skryf die Here se naam. Net om jou 'n idee te gee, hoe ernstig mense hierdie ding gevat het, hoe hulle bewus was van die Here se heiligheid. Mense vra baie keer vandag vir my, wat is die primêre ding wat mense moet verstaan, as hulle saam met die Here wil stap? En ek sê altyd, ek dink as klomp goed, maar die twee goed wat ek onmiddellik aan dink is, mense wat disippels van die Here wil wees, met 'n hoë siening van God hê, en 'n hoë siening van sy woord. As jy dit nie het nie, en dis waarmee Levitikus jou help. Al volg ons nie meer hierdie reëls nie, danksy Jesus, dit wys vir ons wat dit gevat het, om deur al hierdie drama te kom, om uiteindelik Jesus as gawe te kan ontvang. En dit vul ons met 'n geweldige gevoel van dis 'n voorreg. Dit vul ons met 'n geweldige hoeveelheid dankbaarheid, blydskap. Hier natuurlik om te weet dis dieselfde Here van die Ou Testament, dieselfde heilige God van die Ou Testament wat in Jesus werk in die Nuwe Testament. Sy heiligheid het nie verminder nie. Hy het net daarmee gedeel in Jesus op 'n manier wat maak dat ons nou regtig volkome heilig kan wees. Trouwens, Paulus sê dit in Romeine 8. As jy in die gees van God lewe, dan kan jy voldoen in die eise van die wet. Het julle dit geweet? 'n Christen kan volgens Paulus voldoen in die eise van die wet. Dit beteken nie jy is sondeloos nie. Dit beteken net met jou identiteit in die Here is jy fyn. Is jy sharp. Okay. So dis 'n groot stuk oor die priesters. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar ons gaan nog daarby kom. So die indeling van die boek is baie interessant. Ek dink 'n groot deel van die boodskap lê daarin. So ons sien hoofstuk 1 tot 7, sien ons die 5 verskillende offers en hoe dit gebring word. 8 tot 10 is die priesters en hulle inwyding, hoe hulle ingewy word voordat hulle die Here kan voordat hulle die Here kan verteenwoordig en voor hulle die mense kan help om in verhouding met die Here te kan staan. Levitikus 11 tot 15 gaan oor hoe erken jy rein en onrein dinge, diere, goeders, en dis soort van 'n ding van you are what you eat. En ons gaan daarby kom. En 16 is die dag van versoening. Dis die Yom Kippur, wat die Jode vandag nog hou. Party van hulle nie meer oral en altyd nie, want toe die tempel vernietig in 70 na Christus het baie van daai gestop, maar in ander dele weer het aangegaan. En dan in Levitikus 17 tot 26 het ons net 'n klomp heiligheidswette, hoe jy jou
jou huwelik moet inrig, hoe jy jou seksuele lewe moet inrig, hoe jy jou eetpatrone moet inrig, hoe jy as jy velsiektes het, wat moet jy doen daaraan sodat jy nog steeds aanvaar kan word deur die Here? Want daar's twee dinge wat jou onrein maak. Daar's seremoniële dinge wat jy kan onrein maak. Dis nie noodwendig goed wat jy verkeerd gedoen het nie. Dis net deel van, jy weet, as jy byvoorbeeld aan 'n karkas gevat het, 'n dooie ding, dan is jy seremonieel onrein. Dis nie moreel onrein nie. Dit beteken jy het nie 'n sonde gepleeg nie. Jy's net onrein. So jy moet weer gereinig word om in die teenwoordigheid van die Here te kom. As jy die Sabbat oortree, as jy te veel tree gestap het op die Sabbat, dan is jy seremonieel en moreel onrein. Dan moet jy jouself laat was. As 'n vrou geboorte geskenk het aan 'n seun of 'n dogter, was sy vir 'n week lank seremonieel onrein. Sy het nie sonde gedoen nie. Sy was net onrein geweest. In die Nuwe Testament kry jy miskien iets daarvan, die Heidelbergse Katekismes, wat ek nie noodwendig baie aanhaal nie, maar die het 'n baie interessante gedeelte wat sê sonde bring twee goed: skuld en ellende. Aan die ander woorde, dis nie net dit verteenwoordig half hierdie twee kante van die Ou Testament wet. Met ander woorde, dit bring die gedeelte wat skuld bring is die gedeelte wat jy verkeerd doen, dis doelbewuste of onbewuste sonde wat jy gepleeg het. Maar die ellende is net die pyn, die siekte, die lyding van die wêreld wat in die wêreld ingekom het as gevolg van sonde. Dit is nie iets wat jy verkeerd gedoen het nie, maar dit is jy is deel van die probleem, ek en jy albei, omdat ons maar jy weet in hierdie wêreld leef en ons is ook maar sondige mense. So ons is deel van die issue. So dan help die heiligheidswette jou om te help om te sien hoe jy kan heilig wees, en dan heel laaste hoofstuk 27 het ek net genoem ander sake. Dis 'n baie interessante hoofstuk daai. Ons sal sien. Goed. So next, net gou vinnig hoe die tabernakel gelyk het. Ek het nou gedog ons gaan baie met die tabernakel besig wees. So net vir een keer, as julle het seker almal julle kinderbybels so goed gelees toe julle kinders was en die goed gesien, maar net of jy te wys so daai fence, die heining omgehad. Dit is eintlik genoem die tabernakel, is daai hele terrein. En die gedeelte net aan die binnekant van die heining is die buitehof genoem. En daai altaar wat daar in die buitehof is, wat jy die rook kan sien van afkom, dis die offeraltaar waar onder andere hierdie brandoffers is daar verbrand. En dan het jy natuurlik nou binne in daai tent gedeelte het jy die heilige gedeelte gehad waar die tafel vir die toonbrode gestaan het en daai menorah met daai kerskandelare storie en die altaar vir handewassing. En dan het jy natuurlik dan jy in die middel van dit het jy die allerheiligste gehad, né? Waar die verbondsark gestaan het, daai goue kus met die deksel op waar die gerubs, die engele so mekaar gekyk het. En dis interessant, met elke offer ook, vir al die versoeningsoffer, moes die bloed nie net aan die altaar daar buite, met ander woorde daai altaar, gesprinkel word, nie? Dit moes ook in die allerheiligste, kon die hoëpriester 1 keer 'n jaar ingaan met 'n hyssopplantjie, en die bloed van die offer moes hy op die deksel van die verbondsark sprinkel, om boete te doen vir die hele volk, so sonde. So, as jy net na 'n argitekplan kyk van die ding, dan lyk hy nou so, so dit is die buitehof daai, en daar is die groot altaar, en dan daarso is die heilige gedeelte, met die waskom, met die toonbrode, en die kandelaar, en die goeders, en daar is die allerheiligste, waar die ark gestaan het. Ja, ek het hierdie al gesê van tevore, die vorige aanroet, maar hulle het, so niemand kon in die allerheiligste inkom nie. Die hele tabernakel het die teenwoordigheid van God by die volk gesimboliseer, maar die allerheiligste was sy heiligheid beskou as die mees intense. So die adres van God in die Ou Testament is Jerusalem, eintlik Israel. Waar in Israel? Jerusalem. Waar in Jerusalem? Tabernakel, of later die tempel. Waar in die tempel is dit die mees intens, in die allerheiligste. En daar is 'n buitebybelse tradisie wat gesê dat hulle het as die hoëpriester 1 keer 'n jaar daar ingaan, het hulle 'n tou om sy voet vasgebind het,
as hy die intense teenwoordigheid van die Here nie oorleef nie, dat hulle hom kan uitsleep sonder om self in te gaan. Want jy weet, as hulle homself gaan haal, dan laat hulle hele hoop ouens bo die altaar en dan oor die verbondsark en dan is daar nie veel oor nie. So, dis sommer net vir interessantheid. Alright, so die doele van die verskillende offers. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die heel eerste is vrywillige geskenk aan die Here. Dis net om vir die Here te wys, ons is dankbaar, ons is bly, ek erken wie U is, ek weet wie ek is 'n nederige medemens wat graag net in 'n verhouding met U wil staan. En so, vrywillige offers kon jy bring soveel as wat jy wil. Dan was natuurlik die aanhoudende offer wat reg deur die jaar aangegaan het. Daar was 'n oggendoffer en 'n aandoffer wat die priesters moes aan die gang hou, wat weer eens versoening bring vir die sonde van die hele volk die hele tyd. En dan is daar vrywillige offers die hele tyd, soos wat jy aan die Here graag wil bring, soos wat jy wil. Nou hierdie vrywillige gedeelte is baie belangrik, want dis deel van 'n verhouding. 'n Verhouding is 'n vrywillige give and take, oor en weer. En so, dit is wat hoofstuk 1 vir ons sê, as iemand 'n offer aan die Here wil bring, dan moet hy dit so doen. So daar's 'n vrywilligheid, maar daar's ook baie spesifieke voorskrifte oor hoe dit moet gebeur. En dan tweedens, om aan God te gee, wat hom toekom as die skepper. Met ander woorde, jy gee as ware eintlik aan God terug. En weer eens, dis aangenaam vir die Here. Die idee wat 'n mens hier moet hoor is, wie van julle is ouers? Okay, klomp van ons, né? So, ek onthou beide Ruben en Jessica, maar veral beide van hulle, so hulle baie klein was, kon ons skaars praat. Dan gee hulle nou 'n sweet om te eet of 'n stukkie koek op hulle verjaarsdag of wat ook al. Hulle weet nog nie eens regtig wat is verjaarsdag nie, maar jy gee hulle koek. En dit is net koek en is versuursuiker die hele wêreld van die hande is taai en al, so dan kom jy naby en dan wil jy wie se kinders al van die koek in jou gesig ingedruk of jy in soort van jy proe hierdie koek, jy weet, en hulle gee vir jou van die koek om te eet. Nou jy het vir hulle die koek gegee in die eerste plek, né? Dit is nie, jy weet, maar hulle geniet dit so, wat wil hulle doen? Hulle wil dit net eenvoudig deel, né? En dis half die idee met baie van die vrywillige offers. Dit is iets wat jy aan die Skepper teruggee, uit liefde uit, omdat jy sy teenwoordigheid wil soek en wil hê, en omdat jy vir hom lief is, en omdat jy omgee vir hom. En gee jy terug aan hom wat jy graag wil gee. Maar dit is belangrik, die Here kry in terme van al die offers, kry die Here altyd die beste. Jy sal sien die brandoffer kry die Here alles, né? Niks word gehou vir jou nie. Dis 'n offer wat sê alles behoort aan die Here en hy kry alles. Dan het jy sekere offers wat die goed wat altyd verbrand word, is die vet en die niere. Nou die vet is hierdie niere toegemaak binne in die diere. En die vet is altyd beskou as die lekkerste gedeelte van dit is soort van die delicacy, né? Is die vet. En dit kry die Here altyd. Die Here kry altyd die beste. Nuwe Testamentiese verteenwoordiging daarvan is eintlik maar net jou hele lewe. Nou jou hele lewe is nou 'n offer. En in hoe mate jy jouself toewy aan hom, die opofferings wat jy maak ter wille van hom, gegrond op dit wat Jesus reeds vir jou gedoen het, op grond van al die genade wat jy reeds onvoorwaardelik kry, op grond van al die vergifnis, in hoe mate jy verstaan wat vir jou gegee is die mate waarin jy jou lewe op die altaar plaas vandag vir die Here, om hom die beste te gee. So, dis 'n belangrike ding, dit sien jy in al die offers. Hierdie mense het nie die skimpie gedeelte wat hulle het altyd 'n bul gevat, hulle bul was altyd die duurste, en nie sommer die ou bul wat al, jy weet, 'n week voor afsterwe is nie, 'n jongetjie, wat nog lekker vet is, en lekker rondspring, en jy weet, jou beste enetjie, dis die een wat jy offer. Julle onthou julle Maleagi 1, so die Here, dis na die ballingskap, die mense het nog steeds nie geleer nie, en die Here sê hierso, 'n seun eer sy vader, en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, sê die Here, waar is die eer wat my toekom, sê hy. As ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here die Almagtige, julle vra, priesters, hy vra dit vir die leiers van die gemeente. Julle wat my met minagting behandel. Maar julle vra, hoe het ons met minagting behandel? Vers 7. Julle bring onrein voedsel op my altaar.
En dan vra julle, hoe het ons hier te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer jy 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie. Bring 'n bietjie switch vir jou goewerneur. Nou hoor jy die logika van die Here hierso. As jou aardse goewerneur vir wie ek lewe gegee het na jou toe kom, dan gee jy vir my beste. Maar vir my, wat die bron van al die lewe is, gee jy die blinde ding wat jy weet wat op sterwe staan. So dis die een groot belangrike verskil tussen die skepper en die skepsel. En dan die derde ding, om in gemeenskap met hom te lewe, dis waar die verhouding weer inkom, en natuurlik om vir sondeskuld te betaal. Alright. So, dis min of meer die verskillende doele wat daar vir die offers is. Stappe van die offerritueel. Hierdie is baie, baie, baie interessant. So, elke offer het hierdie stappe. Ek kan sommer daar gekyk het, my oë is nie goed genoeg nie. So, nommer 1 is die uitkies van die offerdier. So, dis die eerste stap. Nou wat mooi is, en weer eens, julle sal dit sien in Levitikus 1 tot 7, sal julle al hierdie inligting kry. Daar's 'n paar dinge wat betref die keuse van die offerdier. Soos ek klaar gesê het, as jy ryk is, dan offer jy 'n bul. 'n bees, né? Want dis die duurste en die Here maak ruimte daarvoor. Dit beteken die Here se punt is, hoe meer jy proporsioneel, hoe ryker jy proporsioneel is, hoe meer gee jy. Dis Nuwe Testament is dieselfde. Paulus sê gee volgens jou vermoë. Dit beteken as jy ryk is, dan is jy dankoffer baie. As jy arm is, dan kan jy minder gee. Dis geen probleem nie. Hoe weet ons die arm ding? Wel, die keuse van die dier, so jy kies wat so offer jy wil bring, dan kies jy die dier. As jy deel van die middelklas is, dan kan jy 'n bok of 'n skaap offer. Dis nie so duur nie. Dan word jy gee van jou eiendom, die beste deel van jou eiendom verteenwoordig gee jy. En natuurlik as jy baie arm is, dan gee jy 2 tortelduwe. Nee. Kan julle onthou in Lukas 2, Josef en Maria, na Jesus se geboorte, wat het hulle geoffer? Ja? 2 tortelduwe. Hoekom? Hulle kom van Nasaret af. Hulle was brandarm. Dis die mense wat die Here uitkies om geboorte te gee aan sy seun. Jesus het in Nasaret groot geword. En Nasaret is 'n klein dorp. Onthou hulle in Johannes 1 dan sê dan sê Andreas en Filippie dan praat hulle met mekaar en sê Filippus en sê die een vir die ander een, kom kyk die Messias en dan vra die ander persoon waar sê nie hy kom uit Nasaret uit. Onthou hulle dit en sê kan daar enigiets goeds uit Nasaret kom? Nou is 'n rede hoekom hulle dit gevra het. Want Nasaret was bo in Galilea, daar's in die Mishnah, die 4de eeuse rabbiniese geskrif, is daar in Galilea word daar 63 dorpies genoem. Raai hoeveel keer word Nasaret genoem? Nie een keer nie. In die Talmud word 47 van die Galileese dorpies genoem. Raai hoeveel keer word Nasaret genoem? Nie een keer nie. Nasaret was die mees insignificant plek moontlik. Nie net dit nie. Israel was die mees insignificant volke van al die spilletjies. Almal was kragtiger as hulle gewees. Die Assiriërs, die Babiloniërs, dis hoekom hulle heeltyd in die moeilikheid was met die ander ouens. Want hulle was die kleinste groepie gewees. Selfs 'n klein groepie soos die Filistyne het hulle drama gegee in die tyd van Dawid. Dis maar 'n klein groepie mense gewees. Insignificant, harkwas spilletjie, wat dink hulle is kokkie, weet hulle kan kokkie wees, wat rede om kokkie te wees. En daarheen stuur die Here sy seun. En laat Jesus groot word in Nasaret. Nou, die Levitiese wette speel sterk in op die armes en die vreemdelinge. Julle kan altyd kyk, as julle net so 'n bietjie hier hoofstuk van 8 tot 10, nee, ekskuus, daar's die priesters 11 tot 15. Dan sien jy dat as jy oes, dan los jy vir die koringhare. Jy tel nie alles op nie. Hoekom nie? Jy los van die koringhare vir wie? Vir die armes en vir die vreemdeling, die outsider, die wat oor die grens gekom het, sonder mense weet daarvan, die alien, illegal alien. Hulle kry koringhare. Die Here sorg altyd vir die outsider. Altyd maar altyd. And by the way, as jy dink hierdie offers, die rede waarom die Here die offers geniet en waardeer is nie omdat 'n dier sterf nie.
Jy sal reg deur die wet, sal jy sien hoe compassionate die Here oor diere is. Dit breek die Here se hart, dat diere geoffer moet word. Want reg deur die wet sê hy, hoe mooi jy na jou diere moet kyk. 'n Teks wat julle nou al 'n paar keer gehoor het die afgelope tyd, as julle 1 Korintiërs 9 gevolg het, is hoe baie keer, en jy kry dit in 1 Timoteus 5 ook, haal Paulus dit weer 'n keer aan, as hy praat van, dat 'n mens uit jou werk 'n lewe kan maak. As hy sê, die wet sê mos, jy moenie 'n os se bek toebind nie. Nou onthou julle daai? En wat beteken dit? Want die mense het die diere misbruik. So die osse het nou so in 'n sirkel geloop met daai juk om sy skouers, en dat hy die koring gemaal deur die ronde te loop, en dan maar dan hulle hom nou dan die aar wat op die grond lê, skoon my, het hulle gestop dat hulle hom gaan eet. En dan stap hulle 'n bietjie verder en maal die goed en dan stop hulle weer en eet hulle weer. Maar nou was 'n party ouens wat heavy into production was. Massa produksie. Nee, hierdie bees gaan te stadig. En bind hulle sy bek toe. Nou kan hy nie eet nie. Nou loop hy die hele tyd. En Deuteronomium sê moenie dit doen nie. Moenie die diere minag nie. In Spreuke 12:10 dan sê die Spreuke-skrywer, dis wysheidsliteratuur, en hy sê 'n wyse mens, eintlik 'n regverdige, die regverdige sorg mooi vir sy diere. Diere, die ekologie is 'n vreeslike belangrike ding in die wet. In Genesis 6 tot 11 na die sonvloed, as die Here 'n verbond sluit met Noag na die vloed, onthou julle dit? Dan sê die Here vir hom, ek sluit 'n verbond met jou en jou nageslag en wie nog? En al die makdiere en al die wilde diere op die aarde. Die Here sluit 'n verbond met die skepping, want dit is sy skepping. Hy's lief vir sy skepping. So hierdie feit dat die diere geslag word, is nie vir die Here 'n geringe ding nie. Dis omdat hy vir maar daar is 'n prioriteit. Die mens is meer waardevol as die beeld van God. So jy stel nie 'n walvis voor 'n mens nie. Dit is so. Maar jy moet aan die walvis kyk. Jy moet na hom omsien. Dit is deel van jou job. Dis die eerste opdrag wat ons gekry het as mense. Versorg die skepping. Versorg die skepping. So hier is nie vir Here geringe goed nie. Okay. So die heel eerste een is die uitkies van die offerdier. En dan afhangende van hoeveel geld jy het, hoe vermoënd jy is, kan jy 'n kleiner offertjie of jy kan 'n groter offertjie doen. En dan het jy handoplegging. So voor die dier geoffer word, dan die eienaar, die eienaar bring die dier na die tabernakel toe. En dan voor hy geslag word, dan sit hy sy hand op die voorkop van die dier. En hier is 'n interessante teologiese debat hieroor. Tradisioneel, histories het al die teoloë nog altyd gesien, daai handoplegging is 'n oordrag van die eienaar se eie sonde na die dier toe. Toe later het ouens gesê, maar nee, dit is nie heeltemal so nie, want daar is offers wat gebring word wat mense nie noodwendig, jy weet, boete doen vir hulle sondes nie. So dit kan nie 'n oordrag van sonde wees nie. Maar wat ons wel sien, okay. Ja, in Levitikus 16, nou dis oor die dag van versoening nou, so dis 'n ander, dis nie dieselfde offers as in hoofstuk 1 tot 7 nie. Dan staan daar vers 21, 16 vers 21, terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete daar bo die bok bely. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Alright. So hier sien jy wel, by die dag van versoening is die handoplegging wel 'n oordra van sonde. So dit is so. Maar okay, dis miskien nie altyd so nie. Dis nie in hierdie opsig baie duidelik nie. Maar in elk geval, dis dalk net om te wys hy's 'n eienaar. Maar dit maak ook nie heeltemal my sin nie, want ek wil jy kom aan met die bees daaraan. Almal kan sien jy's eienaar. Jy weet, so dis nie asof jy hoef te proklameer ek is eienaar van hierdie ding nie. So who knows? Maar so sekere tye is die handoplegging 'n teken van oordra, maar dit is ook 'n teken om te sê, jy weet, hierdie is myne, dis 'n simboliese handeling wat ek nou vir die Here gee. So die handoplegging en dan is die slag van die dier. Nou hier is iets wat ek weet nie ons almal altyd besef nie. Die dier word nie op die altaar geslag nie. Hoekom nie? Want niks wat dood is mag aan die altaar raak nie.
Hier is een teks wat sê die tortelduif met sy kop moet afgehaal word op die altaar, maar dis by die altaar, dis net nie goeie vertaling nie, want die verskoon my. Die altaar is heilig. Die altaar mag nie besmet word voor die offer gebring word nie. So wie maak die bok dood? Die priester of die eienaar? Die eienaar maak die offer dood. Hy maak die offer dood, en as hy dood is, dan vat die priester hom en hy slag hom. Nou dis hier waar die slagter nou vir ons baie interessante perspektief gee. Hy sê as jy sien hoe die taal gebruik word, dan is dit duidelik dat die priesters moes slagters gewees het. So teen die tyd wat die offer op die altaar beland, is dit opgesny in die vorm van 'n maaltyd. So dis 'n maaltyd wat geoffer word. Die slag van die bok of van die bil of wat ook al word voor die tyd gedoen, nie op die altaar nie. En so die slag, ja, die doodmaak van die dier word deur die eienaar gedoen. Die priester slag hom dan en sny hom op in snitte. En dan die besprinkeling van die bloed. So al die bloed moet uitdrup, weer eens, hulle mag nie bloed geëet het nie. Hoekom nie? Dit is 'n ongelooflike simboliese handeling hierdie. Omdat daar 'n geweldige hoë agting was vir lewe en bloed verteenwoordig lewe, is hulle nie toegelaat om bloed in te neem nie. Maar dan is die bloed opgevang en die priester het dan voor die offer, voor die vleis op die altaar gesit word, ontsmet hy eers die altaar simbolies deur die bloed te sprinkel rondom die altaar en dan is die altaar ontsmet is en terloops die dier word ook geslag terwyl hy hang en hy mag nie in die grond raak nie. Want in die grond raak word hy besmet. Right? So dan word die offervleis wat in stukke gesny word, dan word in maaltydvorm op die altaar geplaas. Baie soos wat jy jou vleis bestel van die slaghuis af of van die Impala, jy weet daarvan Brits af of waar ook al. Nou jy bestel jou vleis, dit kom aan in verpakte, dis opgesny, dis verpak, jy kan net so in die pan gooi of die vuur gooi en jou choppie braai, dis hoe jy dit op die altaar geplaas het. So dan is dit die bloed wat besprinkel word en dan die slag en die opsny van die offer en dan die offermaaltyd. So die offer eindig altyd, behalwe by 'n brandoffer, eindig altyd met die idee van 'n maaltyd tussen ons en die Here. Nou eet ons saam. Nou is ons saam. Nou, blaai na, kom ek wys vir julle 'n beautiful gedeelte. Blaai na Johannes 21 toe. Met ander woorde, die Levitiese stelsel is 'n manier waarop die Here vir 'n sondige volk sê, kom kuier by my. Kom eet by my. Kom wees saam met my. Waar is ons nou? Goed, kom ons kyk hier. So Johannes 21. Goed. Nou in Johannes 20 verskyn die Here aan sy disippels. Die een keer is Thomas nie by nie, né? En die volgende keer is Thomas by. Maar wat 'n gesprek het nog nie plaasgevind tussen Jesus en sy disippels nie. En veral met Petrus. Die groot verraadgesprek, né? Die verloon gesprek. Ek wil, want Petrus het die Here verloon voor die kruisiging, het Jesus hom gesê, jy gaan my verloon, en hy het gesê, no way, never gonna happen, hierdie kant gaan nie vlieg nie, ek sal dit nooit doen nie, en toe gebeur het, en hy het uitgehardloop op Petrus nou, en bitterlik gehuil, en hy weet hy is skuldig, en die Here het nog nooit 'n gesprek met hom gehad nie. So waar is hulle nou? Hulle is nou by die viswaters. Hoofstuk 21, vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Die see van Tiberias, hulle is nou weg van Jerusalem af, hulle is terug Galilea toe. Hulle dink nou, okay, wel hierdie disippelskap ding is nou seker verby, ons het Jesus verraai, weggehardloop almal. En dit het so gebeur. Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seun van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons kom saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en die skei geklim, maar daai dag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus hulle op die strand sien staan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie.
Ekskuus, hulle het nie geweet dat hy is nie. Ja, Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Toe sê hy vir hulle, gooi dit net aan die regterkant uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, dis Johannes, sê toe vir Petrus, dis die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolle was kaal, in die water ingespring. Hy vat altyd shortcuts, hy is altyd dramaties. Dis altyd een groot splash waar hy is, letterlik nou. Vers 8, hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. So is nie eintlik die midmar wat hy swem nie, maar hy kom daar uit, die ander disippels het met die skytjie gekom en net die twee en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand. Wanneer hulle vuur julle? Dis Levitikus taal hierdie. Daar's 'n vuur wat brand. Hoekom? Want volgens Johannes is Jesus gekruisig op watse dag? Dag van versoening. Hy is die nuwe hoëpriester. Hy maak nou die vuur. Simon Petrus het toe uit die skei, is nog nie daar nie. Vers 9. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Laat jy dink aan die graanoffer, né? Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom, eet. Levitikus taal. Die prys is betaal, julle sondes is vergewe, ek het pas betaal daarvoor, al wat nou oorbly is, kom ons eet. Kom ons eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood, gee dit vir hulle en ook die vis. Hy is die gasheer. Net soos by die offers, gee hulle vir hom terug wat hy eintlik vir hulle gee. Hy is die een wat dit als het. Vers 14. Dit is al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Nou, hoekom vra hy dit nou? Hierdie is in die gesprek na heiligheid. Né? Petrus, jou sondes is klaar vergewe, die offer is klaar betaal, kom eet, ek en jy is in gemeenskap met mekaar. Maar nou, 'n heilige Here is in gemeenskap met jou, so wat moet jy word? Jy moet heilig word. So het jy my baie lief. Nou, as jy in die tyd van Jesus, het die offerlammetjies altyd van Bethlehem afgekom. Bethlehem is so 2 tot 4 km suid van Jerusalem. Daarso het hulle die offerdiere groot gemaak. En wat hulle gedoen het in Jesus se tyd is, 'n week voor Paasfees het hulle 'n offerlammetjie, het elke gesin 'n offerlammetjie gaan koop in Bethlehem. En dan het hulle hom vir 'n week lank by die huis gehou, hom 'n naam gegee en vir die lammetjie gesorg. En dan op Paasdag, dan het die pa van die gesin die lammetjie in sy arms gevat, saam met sy gesin, na die hoëpriester toe gegaan en dan die hoëpriester vir hom gevra, het jy jou offer waarlik lief? En dan sê hy ja. En hy vra vir hom 'n tweede keer, het jy jou offer waarlik lief? Ja. Derde keer, het jy jou offer waarlik lief? Ja. En as die pa oortuigend antwoord, dan weet die priester die offer kom uit die hart, hy vat die offerlammetjie en hy slag hom. So dis dieselfde wat Jesus hier met Petrus doen. Hy vra eintlik vir Petrus, het jy jou offer lief? Maar dis nie 'n offer wat Petrus gebring het nie. Die Here het self betaal. Dis daai Genesis 15 verbond net tussen Abraham en die Here, wat hulle daai 2 altare bou, onthou jy daai? En die idee was, hy en Abraham moes saam deur daai 2 altare stap, om eintlik daarmee te sê, as een van ons ooit die verbond breek, dan word ons so opgekap soos hierdie vleis aan weerskante. En toe raak Abraham aan die slaap, en toe hy wakker word, toe sien hy wat?
Daar gaan die Here as 'n vuur gaan alleen deur die twee altare. Hallo, is julle met my? Onthou julle daai? Genesis, jy onthou dit? Okay, want nie seker maak julle het Bybel al gelees so 'n bietjie. Lyk nie my so nie. Alright, so dis wat gebeur. Ons moet onthou, ons kan nie die Nuwe Testament lees asof daar nie 'n Ou Testament was nie. Alles is connected. Alles. En hierdie taal is by uitnemendheid, is dit Levitikus taal wat gebruik word. Maar nou weet ons nou, julle het natuurlijk al baie preke hier gehoor en ek weet nie wie al met julle oor gepraat het nie, maar kyk, jy kan in Afrikaans kan jy mooi sien. Dan sê hy, het jy my baie lief? En dan sê hy, ja Here, ek weet dit ek nie lief het. Hy sê nie ek het jy baie lief nie, ek het jy lief. Nou dit is inderdaad presies wat in die Griek staan. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja Here, ek weet dit ek jy lief het. Hy sê te vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir my derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Nie weer, het jy my baie lief nie. En Petrus het bedroef geraak, omdat Jesus om die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek jy lief het. So, nou, weet jy wat 'n mooi vertaling van Johannes 21? Nou, jy het al goed gehoor, want Jesus gebruik twee Griekse woorde daar. Nou, mense maak heeltemal te veel hiervan agape en philia, en die een is daai tipe liefde en die ander is daai twee word baie dieselfde gebruik in verskillende kontekste. Maar wanneer die twee afgewissel word in een konteks, moet jy weet hier's baie significant betekenis hier agter. So Jesus vra vir hom, het jy my baie agape, het jy my baie lief? En hy antwoord, jy weet ek het u philia lief. So hy sê, Here vra hom, het jy my regtig lief? En dan sê Here, ek like u, jy weet mos. Sê nee Petrus, dis nie wat ek vra nie. Het jy my baie lief? Here, ek like u. Vra derde, en dan die derde keer vra Jesus, okay, like jy my? So wat doen die Here? Hy kom af na wat Petrus het om te bied. Hy weet, Petrus en hy weet altyd, hy het nie die liefde vir die Here wat hy veronderstel is om te hê nie. So die Here sê vir hom, okay, I'll take what you have. Ek sal vat wat jy het. Maar dan sê hy, maar die dag gaan kom, waar iemand jou hande gaan vasbind en jy gaan vat na waar jy nie wil wees nie. Wat sê hy daarmee? Met ander woorde, daarmee het hy aangedui hoe Petrus eendag vir hom sou sterf. Bedoelende, Petrus sou nog groei in die Here se liefde. Nou in die Nuwe Testament is die herdefinieer Jesus en Paulus en die evangelieskrywers definieer heiligheid. Hoe dit in die Nuwe Testament geherdefinieer word, en ons sal volgende week daarna kyk, anders het ons die volgende keer niks om te doen nie, is die manier wat jy nou in die Nuwe Testament heilig is die intensiteit en die kwaliteit van die liefde wat jy vir die Here het en vir ander mense het. Nee, ek moet dit vir julle lees, anders gaan jy my nie glo nie. Die van julle wat gesoute en roetes is, het hierdie al gehoor, dink ek, maar ek sê dit net hierso, 1 Tessalonisense 3, dan sê Paulus, mag ons Vader self en ons Here Jesus ons pad in julle toe oopmaak en mag die Here julle, hoor nou, julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak dat julle wat? Onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan. Dis 1 Tessalonisense 3 vanaf vers 11 tot 13. 1 Tessalonisense 3, 11 tot 13. So hierso sê Paulus, hoe word jy nou heilig? Dis hoekom jy Levitikus nodig het. Want as jy sien daai drama wat hierdie mense moet gaan in Levitikus, en Paulus sê vir hulle in die Nuwe Testament, hoe word julle onberispelik en heilig? Hoe vervul die Here sy Levitiese wet van die Ou Testament nou in Jesus in julle? As hy gee vir julle 'n liefde wat julle nie sal kan begryp nie. En dit is hoe julle heilig word. Trouwens, Paulus sê dieselfde op 'n ander plek in Galasiërs 5 en 6. Dan sê hy die gebod jy moet jou naaste lief hê soos jouself omvat die hele gebod. Dit word, en dis hoekom, liefde is nie een van 'n soppie ding wat jy aan die einde van jou lewe plaas, of een van die goedjies wat jy so 2 keer 'n dag probeer doen, net om, jy weet, jouself te oortuig dat jy 'n Christen is, nie. Dit word jou wêreldbeskouing. Liefde is dit wat jou onderskei van die res van die wêreld. Nou as jy Levitikus lees, dan sê dit vir jou hoe intens hy liefde van jou moet wees. Maar anyway, ons gaan nou al klaar te ver. Volgende week gaan ons verder hiermee in Levitikus, en so kyk 'n bietjie of jy hom kan deurlees, die van julle wat kans sien daarvoor.
En ek weet ons nog nie vanaand tyd gehad vir vrae nie. Ek sal volgende week begin om die bord om te stuur. Maak nou nota as jy dalk vrae het of issues of dink Leviticus is terrible of wat ook al. En dan volgende week begin ons met die vrae. Alright, ek sal die bord omstuur en dan gaan ons 'n bietjie vragies antwoord. Almal okay? Right, uitstekend. So kom ek bid vir ons en dan is ons eerste aand verby. Ons lewende Here. Here, baie dankie vir u woord weer eens. Baie dankie Here vir hierdie ongelooflike insig van Leviticus. Dankie Here dat u ons vir ons alles gee wat ons nodig het om te doen sodat ons heilig kan word, sodat ons die beste kan wees wat ons kan wees. Maar dankie Here dat Jesus in die Nuwe Testament alles in ons plek kom doen het. Sodat ons vrye toegang het tot u. En Here, ons weet dat u 'n heilige lewe van ons verwag, maar u verwag dit nou omdat ons u ken en u reeds liefhet en reeds 'n verhouding met u het. Here, help ons asseblief om te weet wat ons moet wees. Help ons asseblief om heilig te wees. En om soos Jesus te wees. En help ons om ons roeping ernstig op te neem. Sal u asseblief die pad saam met ons stap. Ek bid vir almal van ons wat vanaand hier is, Here, vir al die gesinne wat hier verteenwoordig word en sommer die gemeente ook, Here, dat u ons as 'n gemeente ons lewens sal vrugtevol maak, dat u ons almal sal beskerm, fisies, geestelik en emosioneel, dat u ons sal help om 'n getroue getuie te wees in hierdie samelewing waar ons leef. Ons bid dat ons so onderskei sal word onder mense wat u nie ken nie, dat ons liefde vir hulle en vir alle ander mense vir u bo alles sal staan. Dat u liefde duidelik sal wees in ons lewens. Dat dit die broodkrummeltjies is in ons lewens wat ander mense sal volg om by u uit te kom. Help ons en leer ons, Here, om heilig te wees, sodat ons beter kan wees en sodat ons kan opleef teen die prys wat u vir ons betaal het. Ons bid dit alles in Jesus se naam en almal sê Amen. Next time.